Baie welkom by Herberg Studio. Ek is Dani Vermaak en saam met my sit Martelies van Graan. En ons gaan vandag voort met ons interessante reeks oor seksualiteit. En Martelies, sy is 'n sielkundige, sy is haar spesialiteitsveld, sy het 'n eie praktyk ook, maar sy werk ook saam met 'n multidissiplinêre span, My Sexual Health, MSH. Wat bestaan uit dokters, fisioterapeute, natuurlik sielkundiges, dieetkundiges, soos 'n hele groot span mense wat mense help en bystaan rondom hulle uitdagings van hulle eie seksualiteit. Nou Martelies, baie welkom en dankie dat jy vandag weer saam met ons gesels oor hierdie reeks. Baie dankie, is lekker om hier te wees. Martelies, ons het nou baie gesels oor seksualiteit en die kommunikasiebehoeftes en pornografie en wat seks is en jy het my nogal baie mooi goed op die tafel gesit wat my verlig het. Maar ek seker dat daar mense is wat seer gekry het ook deur seksualiteit. Ek onthou een ding wat by my baie vassteek is, destyds die seksoloog Dr. Etienne Kok het by ons hoërskool kom praat. Dis nou many moons ago. Toe ons sit daar op die hoërskoolvloer en hy praat oor seksualiteit en hy noem toe nou 'n statistiek daardie tyd. Dit is nog voor 99. Dit was in die 90's ergens. Sê dat dink ek is 3 uit elke 4 of is dit 1 uit elke 4? 3 uit elke 4 vrouens gemolesteer of verkragt is. Tog ek myself en daar het 'n penny vir my gedrop, tog ek. Dis nie net waar van vrouens nie, dis waar van mans ook, maar dat baie mense met seer rondom seksualiteit rondloop. En verkrachting en molestering is dit wenig die enigste vorm van seer en seer kry in seksualiteit nie. So Martelies, vertel jy nou vir ons en ons luisteraars asseblief, wat se tipe skade en seer loop mense rondom hulle seksualiteit rond? Ja, dis 'n verskriklike, dit het op elke faset 'n groot impak as ons kyk na seksuele trauma. So trauma op sigself het dit, maar seksuele trauma dra gewoonlik 'n element van shame by. Ek kry nie die mooi Afrikaanse woord vir shame nie, maar dit vat dit vir my mooi saam. So as ons kyk na trauma, dis 'n gevoel van jy's buite beheer, iets gebeur met jou en jy's magteloos, en dit het letterlik op 'n kognitiewe, emosionele, fisiese en spirituele vlak is dit amper asof iemand die mat onder jou voete uitdruk. En baie keer omdat daar 'n element van shame saam met seksuele trauma is, as ons dink aan verkrachting, maar jou rok was te kort, of jy weet, jy het te veel gedrink, of so hulle blameer die victim, die slagoffer van die oortreding. Ja. En sê maar jy het aandeel gehad, ek hoor jou. Ja. Soms is dit, dat soms blameer hulle dan hulle self vir dit en sê ja, maar ek moes, hierdie mens het my gewaarsku en gesê ek moenie gaan nie en ek het nog steeds gegaan. Of baie keer is dit dat die persoon nie geglo word nie. Dat veral onder mans of seuns met wie dit gebeur is, nee man, jy's amper jy's swak as dit met jou gebeur, want dis hierdie foutiewe narratief dat mans soek enige tipe seksuele kontak is maar net okay vir hulle, en dit is nie. Dit is nog steeds 'n oortreding en 'n violation van iemand, en dis baie persoonlik. En dis wanneer mens intiem verkeer of seks het, is dit dis 'n baie weerlose posisie. En ook fisiologies is dit so dat wanneer jy 'n seksuele trauma beleef, jy nog steeds fisiologies al die signals sal wys asof jy geturn on is. So arousal, al die lubrication, al daai goeders vind nog steeds plaas. En dan sit die slagoffers gewoonlik met die ding, maar ek wou dit nie gehad het nie. Ek weet ek wou dit nie gehad het nie, maar my lyf het reageer asof ek dit wil hê. Hoekom? En natuurlik is dit biologies, gaan jou lyf so reageer, maar net omdat jou lyf biologies reageer, beteken nie, jy wou dit hê en jy het gekonsent daarvoor nie. Ja, en gebeur dit ook soms dat wanneer iemand seksueel mishandel word, fisies, deur molestering of verkrachting, dat daar in so 'n persoon se kop 'n verhouding gebou word met die oortreder, dat dit kan gebeur, of gebeur dit nie? Dit kan afhangende van hoe die severity van dit, maar as ons kyk, byvoorbeeld iemand, as jy die ding van niggies en neefies of kinders saam, wys my jou nou, ek wys jou myne, en dan gaan dit bietjie verder dan, as veral as daar 'n ouderdomsverskil is en daar word aangevat, en jy weet jy gaan die persoon weer moet sien,
en ewe skielik is jy's angstig, jy wil nie gaan nie, jou ouers weet van niks, so hulle dwing jou om te gaan en dan moet jy hierdie persoon weer konfronteer en dan is dit eintlik weer 'n hertraumatisering dat jy die persoon dit eintlik weer beleef en die shame wat daarmee gaan en stilte, daai isolasie wat inkom, hier het gebeur, maar ek kry te skaam om vir iemand te sê, ek wil nie hiervan sê nie, en ook as dit op kindvlak gebeur, kinders het nie die taal om dit te sê nie, en baie keer sal, of dit nou 'n kind is wat dit met hulle doen, of 'n volwassene, jy sê vir niemand nie, hierdie is ons geheim, so dit is hierdie iets spesiaal, dis hierdie geheim wat nou doen, en dan voel die kind soms spesiaal, dat, wow, dit gebeur net met my, want hulle is beperk in hulle ontwikkeling, en hulle kan nog nie onderskei dat eintlik is hierdie nie okay nie, en hierdie is 'n volwassene, hierdie is iemand wat hulle vertrou, hierdie is iemand wat hulle voorop kyk, hulle ouers hou van hierdie persoon, so daarom is hierdie seker okay, en daai wat ons noem distortions, kognitiewe distortions, maak geweldig skade. En gaan dit vat jare se terapie, soms medikasie ook om met die trauma simptome van herlewing, drome, nagmerries, selfbeeld en soms in akute gevalle selfs opname om net die persoon veilig te hou. Ja, so wat ek hoor is, ek hoor ietsie van 'n molestering waar mense aan jou vat op 'n ongepaste wyse wat die mat onder jou uitdruk. Wat jy nou beskryf, of selfs net seksuele dade wat verrig word van 'n blowjob tot whatever, penetrasie of goeders, maar buite die fisiese goed, sou 'n mens op psigiese vlak ook aan sekere met verbale kommunikasie, ander mense wat goed mis hulle woorde opmerkings maak oor seksualiteit, vir jou liggaam, vertel 'n bietjie vir ons. Ja, so as ek byvoorbeeld 'n kind kan gebruik, as hulle blootstelling kry aan wat ons sal noem seksualisering, dan sal ons dit baie keer sien in die manier hoe hulle speel, of hulle sal van woorde weet wat hulle nie gepas is vir hulle ouderdom nie, en dan is dit gewoonlik, of hulle sal bewegings maak, want dit is hoe kinders sin maak van hulle wêreld as hulle speel, so hulle sal met die teddy, of met 'n maatjie ietsie probeer, om te kyk, en sin te maak van wat dit eintlik is, so dis dan psigies wat ons sien, en met kinders sal ons baie keer ook 'n regressie sien, so hulle sal weer hulle bed nat maak, of hulle sal skielik bang wees vir die donker, as hulle bietjie ouer is dit 'n onttrek, dat hulle persoonlikheid verander, en hulle begin al hoe meer in die geheim lewe, en praat ook van goed wat nie eintlik gepas is vir daai ouderdom nie, en het eintlik baie meer kennis oor iets wat hulle nie moet weet nie, en gaan definitief ook vroeër eksperimenteer self met seksualiteit. In terme van 'n volwassene is dit wanneer dit gebeur, as dit dan nou 'n seksuele daad is, of dit nou blowjob, verkrachting, wat ook al die ding is, of net letterlik iemand het jou vasgedruk en jou gevry en dis nie wat jy wou gehad het nie, kan baie traumaties wees, en dan sien ons gewoonlik dat dis amper asof wat gebeur het hak vas in jou brein, want die brein is so ongelooflik dat dit hou nie op totdat dit kan sin maak van 'n illogiese event nie, want ek is 'n goeie mens, hier is nie veronderstel om met my te gebeur nie, nou het dit met my gebeur, en die brein hou aan om hierdie te replay met flashbacks of nagmerries, om te probeer sin maak, en dan sal die persoon baie geïrriteerd wees, hypervigilant, en vir enige seksuele content, dit wissel, sal hulle dan, as hulle iets sien op die TV, nie baie sterk reaksie het, so afsit, of begin angs, of selfs 'n paniekaanval kry, en onttrek, of hulle begin meer sulke tipe goeders kyk. Nou, wat se invloed sou dit gehad het op 'n persoon wat in 'n verhouding met iemand anders staan, op hierdie seksuele verhouding wat jy ook moontlik met die persoon kan hê, so, as jy seer gekry het in die verlede, so wat 'n rol of impak sou dit hê, en Ja, dis devastating vir albei partye, want nou is dit iets het met my gebeur, die assosiasie wat ek het met seks is, ek is magteloos, en is iets wat met my gebeur, waarvan ek nie hou nie, ek is 'n observer, ek is nie 'n participant nie, en nou in 'n intieme, veilige verhouding, nou moet ek 'n deelnemer wees, maar ek weet nie hoe nie, en ek hou nie daarvan nie, en fisies
is dit amper asof jou lyf jou wil beskerm en maak alles toe en trek styf en wil net nie werk nie. Maar dit skep emosionele afstand en afstand in die intieme verhouding, want die ander persoon het 'n behoefte daaraan en ook hoor ons die narratief dat dit hoor daar en dis hoe dit moet wees en elke persoon moet dit doen, wat nie so is nie, maar dit is nou maar wat ons geleer word. So dit skep geweldig druk en dis dan 'n lang proses om met die ander party te werk, wat nie die seksuele trauma gehad het nie, om empatie te leer, om te leer, okay, in die tussentyd, hoe kan julle fisies intiem wees, sonder dat dit seksueel is. So kan ons saam in die son lê, kan ons saam gaan vir 'n massering, om seker te maak daai behoefte word nog vervul, tot 'n mindere mate, ek besef dit, maar sodra daar druk opkom op die persoon wat seksueel getraumatiseer is dit maar soos 'n dier wat 'n wilde dier wat gewond is die persoon onttrek dadelik en dit verrig meer skade, want dan begin die interne narratief gaan dat wat's fout met my, ek's gebreek, ek moet maar kan nie. En as daai hak vas. So dan is dit vir individuele terapie vir albei partye en om te help met die trauma waardeur die persoon is en dan op 'n verhoudingsvlak om te sê, goed, hoe gaan hierdie verhouding anders wees? Wat is nodig vir veiligheid? Hoe voel jy veilig? Wat kan hy doen of sy doen om jou veilig te laat voel? En dit is 'n lang proses. Sure, ek hou nogal van wat jy sê, want baie keer as ek die slagoffer van 'n seksuele misdaad kan wees of net slegte ervaring, dan kan ek baie keer dink ons is fout met my en net ek moet gehelp word. Maar dit is meer kompleks as dit klink dit vir my. Ek dink vir my lewensmaat moet ook gehelp word van hoe om dit saam met my op 'n veilige wyse te hanteer sodat ons saam kan groei. Ook ter wille van my eie herstel. Dit klink baie goed. Nou as iemand nou so seer gekry het in hulle lewe, hoe begin 'n mens hierdie pad van herstel? Wat sê jy, hoe moet ons dit begin? Ja, gewoonlik hoe dit werk in my praktyk hoe ek dit sien is dat dit is nie noodwendig die persoon wat die slagoffer is van die seksuele trauma wat na my toe kom nie. Ja. Dit is die maat wat gewoonlik bel of 'n ma of iemand, 'n besorgde persoon in die persoon se lewe om te sê hier het nou iets gebeur en hoe werk ons daarmee? En dan is dit dis 'n lang pad na herstel. En ek sê dit nie om mense af te sit of negatief te wees nie, glad nie. Maar dit is 'n geweldige moeilike ding omdat dit 'n violation is op al hierdie vlakke. En dat as die persoon dit geïnternaliseer het en sit met daai shame net om daaroor te praat, is al reeds 'n geweldige uitdaging. En as jy nou vat, as jy deur die polisie was of jy moes dit doen, dan is die hele tyd maar het dit gebeur, is jy seker? Daai tipe goeders maak dan dat mense nog meer onttrek en nie gemaklik is om daaroor te praat nie. En dan van daar af is dit dis dan 'n proses om te help en om sin te maak van 'n illogiese proses in 'n manier wat waardevol is vir die persoon, dat dit word 'n ding van hierdie het met my gebeur, dit was aaklig, dit definieer my nie. En om op daai punt te kan kom waar okay, as ek kies om intiem te wees, ek kan nou kies. En ek mag, en dit voel goed. Dis nie iets wat met my gebeur nie, ek's nou 'n deelnemer. Wow. Maar gewoonlik is, maar soos enige tipe koppelsterapie, die mans raak gewoonlik baie kwaad vir my, en sommige vrouens ook as ek dit sê, seks is die laaste domino om te val. Intimiteit is die laaste domino om te val, en veral in seksuele trauma. Dis eers die veiligheid, dis eers die trauma debriefing, dan om sin te maak daarvan en betekenis te kry daaruit in 'n manier wat optimaal is vir die persoon, en dan kom die intimiteit. Sure, ek hoor die proses. Ja. Dis is wonderlik. Jy praat van 'n lang pad en mense mag dalk sê, ek sien net die kans vir hierdie lang pad nie. Is hierdie lang pad die moeite werd? Ja, want dit bring vryheid. En dit bring op die ou end, vat jy weer eienaarskap terug van jouself. Dat wat met jou gebeur het was aaklig, en dis soms is daar nie woorde eers om te beskryf hoe aaklig dit is nie. Maar om dit te kan deurwerk en verwerk, kom jy op 'n punt waar jy's weer in beheer en jy vat 'n faset van jou lewe terug en ander fasette van jou lewe terug wat jou help om te self-aktualiseer. Ja.
Net om dit realisties dalk te maak, nie net in teorie of net in 'n gesprek daar net dat praat nie, anoniem. Het jy dalk 'n storie wat jy sou deel van 'n soortgelyke storie van iemand wat seksueel getraumatiseer is, seer gekry het in die pad wat hy of sy gestap het en die genesing wat die persoon ervaar het. Want die rede hoekom ek vir jou vra om hierdie storie te vertel is, dat ek 'n storie is kragtig waarmee mense kan identifiseer wat dalk in dieselfde skoene staan as hierdie karakter of persoon. Ek wil net sê dat ek deel dit met die persoon se consent en dat hierdie persoon al vir die afgelope 3 jaar nie meer in terapie is nie. So die persoon is gemaklik daarmee. So wat gebeur het is dat hierdie persoon was getroud en die diagnose is bevestig dat sy was getroud met 'n narcissus. So wat dan gebeur het is dat seks was gebruik as manipulasie en dat baie keer is sy eintlik verkragt herhaaldelik in die huwelik, het sy seks moes hê teen haar wil. En na 13 jaar van getroude lewe kon sy dit regkry met baie ondersteuning deur haar familie om die huwelik te verlaat. En toe, seker so 2-3 jaar daarna, het sy iemand anders ontmoet, vir wie sy baie sterk gevoel het. En toe is dit die uitdaging van intimiteit, dat hy het 'n behoefte om intiem met haar te wees en sy is totaal afgesit, dat haar definisie van en haar belewing van seks is, dis iets wat met my gebeur, dis iets wat ek moet doen om seker te maak, die kinders word nie gestraf, die kinders kry dit nie, dis 'n taak, en wat gebeur het met haar, in severe trauma gebeur het soms dat die persoon dissociate, so jou liggaam is daar, maar jy's letterlik, jy's myle weg. En dat, dit was 'n proses om met haar te werk, om seks te herdefinieer vir haar, in terme van dit is iets wat, wil sy dit hê, is dit vir haar belangrik, dit is vir haar belangrik, sy het gesê dit is vir haar belangrik, want sy het 'n behoefte om fisies te connect met hom, so jy kan ook klaar hoor, daar begin die skuif, in terme van hoe sy seks beleef, en dan is dit om te gaan oor, so in plaas van, as jy 'n deelnemer is seks is oor plesier, wat is plesier vir jou? En om saam met haar deur te werk, dat plesier is meer comfort, meer caressing vir haar, meer sag en stadig, en waar sy bietjie meer in beheer is. En van daar af, toe dit kom op die punt waar sy gemaklik was met dit, was dit om met hom ook te werk, en vir hom te sê, goed, dis hoe dit nou gaan gebeur, dis wat haar behoefte is, en dit vir die koppel saam te fasiliteer, totdat dit gekom het op die punt waar, sy nou kan seks initieer, en hy ook, waar dit nie net is op haar terme nie, want dit is ook nie optimaal nie, maar waar daar 'n sagtheid is en 'n veiligheid is, en daar nog tot vandag toe 'n woord is wat hulle het, wat sy dan kan sê om te sê, wow, wag, iets voel nie vir my lekker nie, en hy back heeltemal af, en hulle praat oor, wat het jou onveilig laat voel, wat was nie lekker hier nie, wat het jou getrigger, en saam werk hulle deur dit. Dit klink besonder, en dis 'n mooi storie wat jy eintlik 'n hele proses beskryf het waardeur so iemand gaan. En dis regtig, dink ek, vir my lekker om te hoor dat daar genesing is vir so iemand. Dis wonderlik, en Martelies, baie dankie vir die werk wat julle doen. Ek dink julle doen baie meer wat mense besef gedoen kan word vir mense in hulle seer en hulle herstel, en hulle uitdagings rondom seksualiteit. Nou Martelies, as iemand nou na vandag se gesprek 'n behoefte het om kontak te maak, om hierdie so 'n reis te begin van herstel, of jy het iemand vir wie jy regtig verlief is en jy weet hierdie persoon het seer gekry en jy wil graag die persoon help begelei op 'n pad van herstel, waar kan hulle kontak maak met jou? Die maklikste sal wees op my website, so dis net martelies.co.za, en natuurlik op die My Sexual Health of MSH website sal hulle my ook in die hande kry. Dankie Martelies, dit was nou lekker om hierdie paar potgoeie saam met jou op te neem, en ek dink dit hoef nie die laaste te wees van ons reeks nie. Indien jy enige vrae het, of jy wonder of iets, kan jy my kontak by die NG Larispark, is Dani Vermaak, of Dani@nglarispark.org.za, en jy kan 'n e-pos stuur, en ek kan definitief vir Martelies in die hande kry, en ons kan nog goeders opneem. As jy te bang is om self te vra, sal ek dit vra. Lekker dag.